Hartlik goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou ons ken almal daardie uitspraak wat sê verhoudings is werk. En dit is iets wat my nog altyd verskriklik gepla het en laat frons het. Want kom ons wees eerlik, straatwys eerlik. Wie stap nou vrywillig in iets in as die verkooppraatjie van dag 1 af klink soos oortyd werk sonder vergoeding? Wie trek die skoene aan as jy voor die tyd weet dit gaan jou die heeltyd blaase gee? Ek verstaan natuurlik goeie soos aanpassing en ek verstaan kompromie en ek verstaan groei. Maar werk? Nee man, as dit regtig net werk is, dan gooi jy daardie ou skoene agterna en jy loop kaalvoet weg, al sny die pad jou voete oop. Want diep binne-in weet ons, liefde behoort ook rus te wees. Dit behoort ook ekstase te wees. Dit behoort ook lekker te wees. Dit behoort ook op tye maklik te wees. 'n plek waar twee siele net eenvoudig kan asemhaal, waar dinge nie altyd perfek is nie, maar waar daar vloei plaasvind. En tog, wanneer ek egskeiding mediasies doen, sien ek iets wat my hart baie swaar maak. Twee mense wat op 'n stadium voor die wêreld gestaan het en gesê het, ek kies jou, bo alles en bo almal. En nou sit hulle oorkant mekaar rondom 'n tafel soos vyande. Egos wat so seer gekry het en so uitgehonger is, dat elke woord 'n wapen word. Elke herinnering word deel van die hofsaak, elke fout word 'n bewysstuk. Dis nie liefde wat verdwyn het nie, dis bewustheid van wat verlore gegaan het. Twee mense wat net moeg probeer klim het, om die heeltyd te voldoen, om te lig bevind te word, moeg om te werk. Nou Salomo, die man met al die wysheid en al daai duisende vrouens van hom, het eerlik gesê dat hy weet nie hoe liefde tussen 'n man en 'n vrou werk nie in Spreuke. Met ander woorde, liefde bly misterieus. Jy kan dit nie beheer nie, jy kan dit nie forceer nie, maar haat, verraad, seer kry, verwagtinge en pyn, daai goed verstaan ons blitsvinnig, want dit is wat gebeur wanneer twee mense hulle egos die stuurwiel laat gee van hulle lewe. Die ego hou ons van beheer, die ego stel voorwaardes, die ego bou berge en verwag van mense om dit uit te klim vir hulle onthaalwe. Die ego vra net meer en word nooit ooit versadig nie. En hier kom ons by iets belangriks. Dink vir 'n oomblik aan die mees basiese bestanddeel van die lewe, en dis water. Lewensgewende water vloei waar? Dit vloei in valleie. Dit voed die velde, die plante, die diere en die mense. Maar bo op berge, daar is dit yskoud, dis sneeu, dis ys en dit kan dalk pragtig wees, maar dit voed niks nie. Dit hou niks aan die lewe nie. Dit smelt en stroom af na 'n plek waar dit makliker vloei. Nou, dit is geestelike waarheid ook. Wanneer ons berge van verwagtinge vir mense bou en van mense verwag en sê, jy moet my altyd verstaan, of jy moet my gelukkig maak, of jy moet my seer regmaak, jy moet beter wees as almal voor jou, ek verwag van jou dat jy moet verander, dan raak liefde koud, dan word verhoudings ysig, dan begin mense gly en val en uiteindelik gee hulle moed op, hulle is vuisfoos, moeg geklim. Jesus self het gesê, my juk is sag en my las is lig, in Matteus 11. As God self nie swaar laste op mense plaas om in 'n verhouding met hom te wees nie, hoekom doen ons dit met mekaar? So vandag wil ek jou vra, nie beskuldigend nie, maar eerlik om te gaan stilsit en te gaan sê, hoe lyk my verhoudings? Hoe lyk my huwelik? Hoe lyk my vriendskappe? Hoe lyk my verhouding met my kinders? Hoe lyk my verhouding met my kollegas en selfs met vreemdelinge? Bou jy berge vir mense om jou van verwagtinge en verwag jy van hulle om die heeltyd te klim en na jou pype te dans? Of skep jy valleie waar hulle kan rus en gemaklik kan wees by jou? Want dit is maklik om by vriende te sit en by jou vriendinne en te vertel en te praat oor hoe sleg die ander party is, jou man of jou vrou. Hoe hulle nie probeer nie, hoe hulle nie moeite doen nie, hoe hulle nie genoeg is nie, hoe hulle nie wil klim nie, hoe sleg hulle klim, hoe swak hulle klim in hierdie berge van verwagtinge van jou. Maar dalk is dit nie hulle luiheid nie. Dalk is dit uitputting. Dalk is dit omdat iemand nie meer kan sien om jou berg te klim nie, omdat dit dalk so hoog en so moeilik is. Carl Jung het dit baie mooi gesê, daardie sielkundige. Hy het gesê, everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Of in die Bybelse taal staan daar, waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar nie die balk in jou eie nie? So my uitdaging vandag is eenvoudig, maar bietjie ongemaklik. Ek wil jy moet bewus raak. Vra jouself, hoeveel van my ongelukkigheid is regtig iemand anders se skuld?
Hoeveel is my eie onvervulde verwagtinge wat ek van mense stel, wat geen mens dalk kan doen nie? Hoeveel is my eie ego wat nog en nog honger is? En dan die belangrikste vraag, skep ek werk vir mense om my, of skep ek ruimte? Maak ek dit maklik vir ander om in my lewe te wees en saam met my te leef? Want liefde is nie werk soos om klippe te kap nie. Liefde is eerder soos water. Dit verg aandag, ja, maar dit gee lewe wanneer dit vry kan vloei. En dalk is dit die grootste geheim van verhoudings, nie om harde te probeer nie, maar om laer verwagtinge van mense te stel. Van berge van verwagting afbreek en verander soos 'n vallei te word, waar hulle gemaklik saam met my kan vloei, sonder inspanning en werk. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap, mooi loop.